Nader op hierdie wonderlike opstandingsdag van ons Here Jesus. Dit is vir my 'n voorreg om saam met u hier vanmôre te wees. Terwyl dit vanmôre liggies gereën het daar by ons by die huis ook en dit lekker koel is dit heerlik om vanmôre so saam te wees en ook te verwag dat die Here in sy koelte, in die koel aandwyntjie, soos Adam en Eva voor die sonneval plaasgevind het, het hulle in die koel aandwyntjie vir hom gewag om met hom gemeenskap te hê. Mag dit vanmôre ook ons deel wees dat hy vanmôre ons sal kom besoek op hierdie wonderlike opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat daar waar die woord van God vanmôre uitgaan, dat dit in krag en waarheid sal uitgaan, en dat hierdie dag waarlik sy regverdige plek ook in ons aanbidding en in die Christendom sal inneem. Kom ons buig ons harte en raak ons net stil. Here, wat 'n wonderlike voorreg om ook vanmôre hierdie besondere erediens waar ons die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus herdenk, ook te kan begin in sy naam, Here. Hy ons God, ons verlosser en ons hoëpriester, wat nou sit aan die regterhand van U die Vader, die Almagtige, en waar hy vir ons plek voorberei, en waar hy ook vir ons intree, onuitspreeklike sigtinge. Dankie Here, vir hierdie voorreg wat ons het, om U te kan kom bely vanmôre, dat U waarlik die Seun van God is, die Christus, die Heiland, en dat U leef. Ons aanbid 'n lewende God, nie een wat gesterf het, soos baie van hierdie ander gode wat die mense aanbid, wat gesterf het en tot niet is. U leef, U het opgestaan. U het aan duisende mense na die opstanding verskyn, en U self geopenbaar, voordat U lewendig opgeneem is in die wolke, met die belofte, dat U weer gaan kom. Here, ons wil bid vir U woord vanmôre, dat U sal kom deur U woord, en dat dit waarlik, soos 'n tweesnydende swaard in ons harte sal insny, en dat dit sal verandering bring, sal wegneem wat nie hoort nie, sal genees dit wat nodig is, sodat ons kan leef deur woord en deur daad, tot eer en verheerliking van U naam. Kom seën ons vanmôre, nie net hier nie, maar op elke plek waar U in krag en waarheid vanmôre aanbid gaan word, waar U verhoog gaan word, dat U dit sal neem tot eer en verheerliking van U goddelike naam. Amen. Nou ons voorlesing vind ons vanmôre in 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons gaan daar 'n aantal verse saam lees. Nou vind ek moet ons maar hier voor terwyl jy na die woord blaai, om oor die opstanding van ons Here Jesus Christus te bid. Die tema vanmôre is, wat beteken Jesus Christus se opstanding vir ons? En dan besonder wat beteken die opstanding van die Here Jesus Christus vir ons dan in die dag en die tyd wat ons lewe? En ek moet met u eerlik wees, in my voorbereiding het maar net weer eens besef, as 'n mens oor die opstanding van Christus preek, is daar so baie kragdadige waarhede uit die woord van God uit, dat 'n mens eintlik, net soos in Pinkster, oor die opstandingsnaweek en Paasnaweek, eintlik 'n reeks dienste moet hou. 'n reeks dienste moet hou net oor die opstanding. Want so wonderbaarlik, so omvattend is dit. So baie inligting is daar uit die woord van God rondom die opstanding. En ek gaan nou vanmôre baie skrif vir u voorhou. Ek is so dankbaar dat hierdie boodskappe vanmôre direk op Facebook uitgesaai word. Ons mense daarin tweesprei en op elke plek waar mense vanmôre inskakel, maar dit word ook gelaai op YouTube. En dan kan jy daar weer daarna gaan luister en stadig stelselmatig weer daardeur beweeg. Jy kan die teksverse wat ek vanmôre vir u voorhou weer gaan opsoek en ook die gedeeltes rondom daai teksverse gaan lees. Want dit is so baie inligting, so wonderlike, omvattende inligting, dat 'n mens regtig, ek wil sê, weke daarmee kan besig hou. Jy wil eintlik sê, jy kan eintlik hierdie preek vat en by jou huis gaan vat en teks vir teks daardeur gaan deurbeweeg en dit 'n Bybelstudie maak. Want die woord van God is net ongelooflik. Nou ons lees vanaf vers 1, broeders, skryf Paulus, ek vermaan julle
en ek maak julle, hoor mooi, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waar julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Let op, daar's 'n evangelie wat reg verkondig word, en daar's 'n evangelie in die wêreld wat verkeerd verkondig word. Sien Paulus se woorde hier. Waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Die profeseë van die woord van God wat hulle gehaat het. En dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is. Let op na die skrif, in die gebruik van die taal. Nie miskien nie, is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna, na Sefas het hy aan die 12 verskyn, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het ook vloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of het nou ek of hulle is, so spreek ons en so het ons julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoor nou alweer, raai tyd al, begin die dwalings inkom, soos vandag. Hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewerk word nie. Want as die dode nie opgewerk word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. Vind jy wat 'n verskriklike gedagte. Maar, dit is die waarheid. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitsonderlik is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een, verwys dit na God, wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Tot sover die woord van die Here. Ek sou so graag die volgende verse ook wil lees. Daarin is al klaar ook honderde ander boodskappe
onder andere die vervalsing van die doop en die dood wat red ensovoorts. Maar ek het min tyd en ons moet voortgaan met wat beteken sy opstanding vir jou en my. Die eerste plek en die eerste punt onder hierdie tema is, dit bewys sy dood. As daar nie 'n dood was nie, dan was daar mos nou nie 'n opstanding nodig. Dis mos nou logies. Hy het die vloek gedra, sê Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Galasiërs 3 vers 13. Want daar is geskrywe, vervloek is hy wat in 'n hout hang. Ja, hy is gekruisig. Ja, hy het gesterwe. Hoekom? Want hy moes die prys van die sonde betaal. Jesaja 53:5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing gekom. Dis Jesus het gesterf, die prys van sonde betaal, sodat ons nie hoef te sterwe nie. En nou, sy gebroke liggaam, sê Johannes 20 vers 27, kom Thomas, die ongelowige, sê die Here Jesus vir hom, bring jou vinger hier, sê hy vir hom. Kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig, praat hy met Thomas, en die ander wat ook daar was. Toe hy homself lewendig aan hulle vertoon het na sy opstanding. Bring jou hand, Thomas. Dit was nie genoeg net vir Thomas om hom te sien nie, en te sien hy's hier nie, terwyl hy saam met hulle weer geëet en drink het. Dit was alleen vir hom genoeg toe Jesus vir hom sê, Thomas, kom hier. Kyk, sit jou vingers in die spykermerke in my hande. Natuurlik sy voete en dan in die sy, die spies wat hulle gesteek het. Dit bewys dat hy waarlik gesterf het. Want as baie mense in daai tyd al wat gesê het, maar hy het nie waarlik gesterf nie. Die opstanding is vals. Maar vriend, hy het waarlik gesterf. Hy was gebroken. En hy het waarlik opgestaan. Die opstanding bewys dat hy die volle prys betaal het. Die opstanding bewys dat hy waarlik aan die kruis was en dat hy gesterf het en die mag van sonde oorwin het. Hy was die offer. Die opstanding in die tweede plek bewys wat? Dit wys dat God tevrede was met sy offer. Jy sien, hy moes die offer bring, hy moes die lam wees. Nou in die ou tyd en die offers sekere jare het hulle lam gebring om te offer vir hulle sonde en dit moes 'n onbevlekte lam wees. 'n Skoon lam, hy mag geen gebrek gehad het. Alles is sou die sonde nie vergifnis ontvang nie. Hulle kon nie net hulle oorskiet of hulle onnodige goed kon bring nie. Dit moes 'n jong lam wees, onbeskonnen, rein, heilig. Hy was die rein en heilige offer. Hy was waarlik die seun van God. En God was tevrede met sy offer. Hy was God se lam vir jou en my. Nou sê Romeine 1 vers 4. En na die gees van die heiligheid met die krag verklaar as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, God kom bevestig, dit is my seun, my heilige, ek is tevrede met die prys wat hy op die kruis betaal het. Ek het hom opgewek uit die dood. Hy verhef hom na sy regterhand, sê Handelinge 5 vers 30. Hoor mooi, deur God van ons vaders het Jesus opgewek. God die Vader het hom opgewek, want julle omgebring het, sê hy, deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. Dit is God die Vader self wat hom opgerig het, wat hom lewend opgewek het, en aan sy regterhand gestel het. Sy prys, sy offer was vir God die Vader genoeg. Hy, Efesiërs 1 vers 19 sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, want hy
gewerk het in Christus toe hy, dis God hoofletters, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemel. Die prys wat Jesus aan die kruis betaal het, was genoeg. En die opstanding is juis 'n bewys van God, deur sy seun op te wek, die eersteling uit die dode, dat die prys volkome was. Dit was voldoen. Dit was aanvaarbaar. Die enigste prys vir sonde. Daar is geen ander prys wat daarvoor kan goed nie. En daarom is die opstanding nie net 'n teken, 'n sekerlike teken van sy kruisiging nie, maar 'n sekerlike teken dat God tevrede was met sy seun se prys. Daarom het hy self hom opgewek. Maar derdens is die opstanding 'n bewyse van die vervulling van die skrif. Dawid skryf op Psalm 16 vers 19, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Hy het al vooruit gesien, daar is geen verderwing na die dood nie. Maar daar gaan 'n heerlikheid wees. Al is Jesus die eersteling uit die dood, weet hy, verklaar hy. En as 'n mens kyk na Timoteus 1 Tessalonisense althans verskoon tog, wat verwys na die wegraping van die Here Jesus. Sê ons wat in die lewe sal in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word om soos hy te wees, en ons sal tegemoet gaan in die lig. Daai omskakeling van 'n natuurlike, vleeslike liggaam na 'n verheerlike liggaam. Maar dan verklaar die woord daar. Maar ons sal hulle wat in Christus voor ons gesterf het, soos Dawid, nie vooraf wees nie. Want hulle sal ook saam met hom kom, en hulle sal verheerlik wees in heerlike liggame, soos Jesus. En Dawid het vooruit verlang en het gesien. Die voorvaders het Handelinge 13 vers 32 skryf daaroor, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen was. Dat God het aan ons, hulle kinders vervul het, deur Jesus op te wek. Dis al reeds Ou Testamenties aan hulle geskrywe, daar kom 'n vervulling dat die dood is nie die einde nie. Julle sal opstaan uit die dode, hulle wat in Christus gesterf het, en julle sal vir ewiglik saam met die Here in sy heerlikheid lewe. Die opstanding is 'n bevestiging daarvan. Jesus self kom in Matteus 20 vanaf vers 17 in sy eie woorde. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, hy het die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê. Dis nou voor sy kruisiging. Jy sien, want hulle het die Bybel bestudeer, hulle het die profeseë gesien, maar van hulle het nog getwyfel. Toe moes hy nou letterlik vir hulle reguit, man af, in die gesig sê wat gaan gebeur. En hy sê daar in vers 18, kyk, ons gaan na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerders, en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hy het hulle voorberei in hierdie 3 jaar teen hulle pasdag. Maar hy kom sê dit vir hulle reguit en duidelik dat daar geen verwarring sou wees nie. En vers 19, en hom oorlewer aan die heidene en hom te bespot, te gesel en te kruisig. En op die 3de dag sal hy opstaan. Hy sê dit vir hulle reguit. Hulle het 'n verwagting gehad. En dit het waar geword. Die skrif wat hulle tot hulle beskikking gehad, Ou Testamentse skrifte, maar ook Jesus se eie woorde, kom tot vervulling deur die opstanding van ons Here Jesus Christus. Maar vriende, verder, as ons eerste 4 verse gaan lees, van 1 Korintiërs 15, gee dit vir ons, deur die opstanding, kom bekragtig die opstanding vir ons die evangelie. Ons sal nie 'n evangelie gehad het nie, as Jesus nie opgestaan het nie. Hoor mooi. Broeders, ek vermaan julle, of ek maak julle, verskoon tog, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan,
wat in die eerste plek ek aan julle oorgeleef het, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Dis die evangelie, dis wat u vir my, die voorreg het ons dit kon hoor, ons kan dit glo, ons het dit aangeneem, ons sonde kon vergewe word, hy kon vir ons die wedergeboorte skenk. Daarom kan ons kinders van God genoem word. Hoekom? Deur die krag van die opstanding van ons Here Jesus Christus. En daarom het ons hierdie kragtige boodskap, wat die evangelie getuig van die opstanding van die lam. Anders het ons 'n dooie evangelie verkondig. Maar hy lewe. Die graf is leeg. Die opstanding is die fundament, die basis. 1 Korintiërs 15:14 sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Vriende, wat 'n ellendige, wat 'n skrikwekkende gedagte. Want as ons verlosser nie opgewek is nie, dan glo ons vanmôre te vergeefs. Dan was ons, volgens die skriwe, nog ongered, nog op pad met ons sonde op pad held. Maar ek dank hom, hy lewe. Hy het opgestaan, en ons herdenk vandag sy opstanding, die krag van die evangelie van Christus. En daarom kan ons dit verkondig, sê Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom, hoor mooi, uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Amen. Dankie, amen. Ek wil dit weer lees. Romeine 10:9. En as jy met die mond die Here Jesus bely, en met die hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Prys die Here vir die goddelike werk van God self die Vader, toe hy sy seun, die eersteling, uit die dood opgewek het, sodat ons nie hoef te sterwe in ons sonde nie, maar dat ons ewiglik in sy naam kan lewe. Maar vyftens, wat beteken die opstanding van ons Here Jesus vir ons? Jy sien, sonder hierdie ding kan ons nie gered word nie. Sonder dit kan ons nie regverdig verklaar word nie. Die opstanding van die Here Jesus Christus bring en maak die regverdig verklaring van die mens van sy sonde moontlik. Regverdig verklaring is, soos ek Vrydag gesê het, en ons het in die Bybelstudie dit ook gesê, is 'n term wat beteken jou skuld word jou vrygeskel. En dit was die woorde, as jy 'n kontrak gehad het, en ek het byvoorbeeld 'n kontrak met AB hierso, dat ek skuld om geld ek het by hom geleen. En die dag as ek die laaste sent betaal, dan vat hy die kontrak, die Ou Testamentiese bedeling, dan het hulle 2 strepe oor die kontrak getrek, en dan het hulle in daai lyn geskryf, Tetelestai, die volle prys is betaal. Dit het gestaan aan die kruis. Tetelestai, die volle prys is betaal. En op grond van die volle prys wat betaal is, deur die Here Jesus, Romeine 4:25, hy wat oorgelewe is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van wat? Van ons regverdigmaking. Hy is opgewek uit die dood, sodat ons regverdigheid kan verkry van ons sonde, as ons ons sonde bely, en hy vergewe deur sy bloed, kom hy deur die krag van sy opstanding, het hy dit verkry, hy kan ons op grond van sy opstanding regverdig verklaar. Ek gaan nie meer verantwoordelik gehou word vir my sonde nie, dis weggeneem deur die bloed van Jesus, ek is nou sy kind. Geen oordeel meer nie, sê Romeine 8 vers 1 van die sonde. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, hoofletter Gees, die Heilige Gees. En daarom kan ons in die vrede
van God lewe hier en nou op aarde, Romeine 5:1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Ja, hy leef, en sy opstanding het kom bevestig en verklaar, dat op grond van die krag van sy woord, en sy opstanding en sy bloed, kan God my regverdig verklaar van my sonde. Dis alleen deur die bloed van Jesus, deur die opstanding uit die dood. Maar die volgende plek lees ons daar dat hy ook die dood en die lewe na die dood deur sy opstanding aan ons kan kom bied. Daar is 'n lewe na die dood, die fisiese dood. Want daar's twee dode wat die mens onderworpe is, aan die fisiese dood, liggaamlik, en dan is daar ook die geestelike dood. As jy ongered is, en Jesus nie jou God of verlosser is nie, en sy opstanding nie vir jou iets beteken, soos ons vanmôre praat nie, sal jy nie net fisies sterf nie, maar jy sal geestelik sterf en vir ewig verlore in die hel, in die verdoemenis wees. Maar dit is hoekom Jesus gekom het, hy het die sonde oorwin aan die kruis, sodat ons vergifnis vir sonde kan kry. Sodat hy, soos ons gehoor het, deur sy opstanding ons regverdig kan verklaar van daai sonde, ons die mag kan ontvang deur sy woord, dat ons kinders van God kan wees, sodat daar vir ons 'n lewe kan wees na die fisiese dood. In Openbaring 1 vers 18 skryf, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, skryf die Here Jesus. Amen, roep dit uit. En wat ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ja, Jesus het nou die sleutels van die dood en die doderyk. En hy is die een wat hulle gaan toesluit in die poel van vuur vir ewig en vir altyd. En omdat hy die sleutels het, kan hy ook vir ons, deur die kruis en deur sy opstanding, met al as ek dit so, ek wil sê in ons moderne taal kan uitdruk, kan hy ook die hel, die doderyk vir ons toesluit, want ons gaan dit nie sien nie. Ons gaan die paradys en die ewige heerlikheid sien. Deur sy opstanding het hy nou die sleutels van die doderyk in sy hand. Met implikasie dat deur hom daar lewe is vir ewig of dood vir ewig. Maar weer eens, sy opstanding gee vir ons die evangelie, dat ons nie hoef te sterf en te dood vir ewig verlore nie, maar dat ons fisies kan sterwe, maar vir ewig kan lewe in die paradys. Daarom was die opstanding daar, 2 Korintiërs 4 vers 14, wat ons weet dat hy, wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. Dieselfde God, Vader, wat die Seun uit die dode opgewek het, kom dit hier in 2 Korintiërs 4 vers 14, en sê hy is dieselfde God, wat vir jou en my ook sal opwek, om vir ewig in die heerlikheid, saam met ons God en verlosser te lewe. Vriende, die opstanding gee vir ons die belofte, dat die dood hier op aarde nie ons einde is nie, maar ons begin, om ewig by God te lewe. Daarin is sy hemel. In Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Vers 3, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis wat die opstanding bewerk het. 'n plek waar ek saam met die Here Jesus by die Vader kan wees. En in die vorige vers, 2 Korintiërs 4 vers 14, die belofte van God self, dat hy vir ons, sy kinders wat nou sterf, sal opwek, net soos sy seun, om ewiglik saam met hom te wees. Daar is vir u en vir my vanmôre 'n lewe, 'n heerlikheid, 'n ewige lewe, saam met God, omdat hierdie opstandingsdag 'n realiteit is. Maar ek wil afsluit,
as gevolg van hierdie opstandingsdag van ons Here Jesus uit die dode, het ons nou 'n ewiglijke hoëpriester. Nou die Ou Testamentiese bedeling het hulle 'n hoëpriester gehad, 'n gekose man wat reg moes lewe. En hy kon een keer 'n jaar in die allerheiligste ingaan en dan het hy met die bloed van lammers het hy gegaan en het hy vir die volke mense daar gaan bid vir die vergewings van sonde. Maar hy was 'n mens. Dit was die bloed van kalwers en van lammers. En Jesus sê hy het nou ingegaan in 'n tempel wat nie met mense hande gemaak is nie, om daar vir ewig en eenmaal, nie oor en oor nie, soos uit die Ou Testament nie, eenmalig 'n offer te bring. Nie met die bloed van lammers nie, maar deur sy eie bloed het hy die offer gebring. En hy, terwyl daar aan die kruis hang, ons het gelees Vrydag, toe daai tyd aanbreek, het die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste, wat net alleen die hoëpriester een keer per jaar kon ingaan, het dit geskeur van bo na onder, en dit is baie belangrik. Die woord sê, hoekom het dit geskeur van bo? Want dit was meters hoog. So as jy daar bo kan kom en jy kon daai gordyn uitrafel en hom skeer, het jy 'n baie hoë installasie of 'n leer soos ons dag nodig gehad om te doen. En jy sou die eerste plek nie met al hierdie installasies daar in die tempel toegelaat word nie. Maar as jy wel kon insluit, kon jy miskien onderkant uitrafel en kon een ou daai kant toe hardloop, een ou hierdie kant toe kon jy miskien skeer. Maar dis wat die wonderwerk so groot maak. Toe God se seun aan die kruis sterf en die prys betaal is vir sonde, het hy deur sy bloed die skeiding wat tussen God en sy mens was, wat sonde gebring het, né? Het God daai skeiding vir ewig eenmalig verwyder. Denkbeeldigheid het gebring, dat het gewys daar letterlik in die Bybel, van bo na onder het die kleed geskeur, daai groot gordyn. Ek kom verwyder nou die skeiding tussen my mens en myself deur die bloed van Jesus. Hy sê daar in Hebreërs 9 vers 24, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Dit is hy, die seun van God, wat nou ons hoëpriester is. Ewiglik. En hy tree vir ons in daar. Wat 'n wonderlike voorreg. Hebreërs 9 vers 26. Wat dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou, hoor mooi, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. Eenmalig, die kruis was eenmalig genoeg. En eenmalig het hy die offer gebring, en eenmalig het hy die hoëpriester geword om in te tree vir ons sondes, voor die aangesig van God die Almagtige. En hy staan nou tussen God en mens. Wat 'n beter hoëpriester kan ons nie hê nie. En dan sê daar in die huis van my Vader is daar baie plek. En dis wat hy ook doen in die hemel. Hy berei plek. Besig om daai nuwe Jerusalem, wat op die nuwe hemel, op die nuwe aarde sal kom, aan die einde van alle tye, besig om voor te berei as die hoëpriester tussen God en die mens, deur die opstanding uit die dode. O vriende, en so kan ek voortborduur, kan ek skrif na skrif vir u voorhou, uit die woord van die Here, soos ek dit reg voor afgesê het. Eintlik kan 'n mens uit die Bybel uit en met die skrif, as jy weet op YouTube weer hierdie boodskap gaan werk en na die skrif kyk, kan 'n mens eintlik 'n reeks boodskappe bring oor die krag van die opstanding en wat die opstanding vir jou en my beteken. Ja, ons het kyk, dit bewys hy dood. Dit bewys in die tweede plek dat God se offer Jesus aanvaarbaar was. Die skrifte is absoluut vervul deur sy opstanding.
Nou het ons 'n evangelie om te verkondig. En ons kan op grond van sy opstanding die regverdigmaking verkry deur sy bloed. En hy is nou in die hemel waar hy die dood oorwin het. En daar is nie meer vir ons dood, 'n ewige dood, na hierdie fisiese dood. Maar 'n heerlikheid in die hemel waar hy self op hierdie oomblik jou en my hoëpriester is. Om te weet, dis hoekom hy vir ons gebed gegee het, né? Dat ons, en dis hoekom die Bybel sê, ons kan nie net God reguit toe bid nie. Baie mense bid net vir ou God. En die Bybel sê jy kan nie tot God bid as jy nie deur die Jesus bid. Daarom sê hy, alleen deur Jesus bid. Hy is die hoëpriester. En dis hoekom die woord, die voorskrif ook gee op baie plekke. Alleen as 'n mens bid, bid 'n mens in die naam van Jesus Christus tot die Vader. Want hy, die Seun van God, is ons hoëpriester, wat nou tussen my en God staan, sodat my gebede ook voor God kan verskyn. Ons kan hom net loof en prys, en vir God dankie sê vanmôre, vir die opstanding van ons Here Jesus uit die dode. Mag die opstandingsdag van die Here Jesus Christus hierdie jaar vir u totaal in 'n nuwe betekenis inneem. Om net te besef, weer opnuut, dit is die krag van God die Vader self. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om uit die woord te kan sien hoe wonderbaar u opstanding was en is en nog steeds vandag van krag is. Gee dat ons in die krag van die opstanding elke dag sal lewe, uit dankbaarheid tot eer van God en tot eer en verheerliking van ons hoëpriester Jesus Christus, ons Here, die verreëse, opgestaande Seun van God. Hy leef. Hy leef. Amen. Baie dankie vriende, mag die Here u ryklik seën en mag u hierdie week geniet.